Welkom terug by Pad Langs. Vandag is dag 9 van ons reeks en ek is Ronel Besaidnout. Ons praat oor iets wat ons dikwels verloor het, die gemeenskaplikheid van disipel wees. Prediker 4 sê, 2 is beter as 1. As hulle val, kan die een sy maat help opstaan. Dis nie net prakties nie, dis teologies. Kyk hoe Jesus sy disipels uitgestuur het. Lukas 10 vers 1 vertel, 2:2. In Handelinge 13 roep die Gees vir Barnabas en Saulus saam. Paulus skryf in Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Selfs Jesus het Petrus, Jakobus en Johannes saamgeneem na Getsemane. As hy nie alleen wou wees nie, hoekom dink ons kan? Maar ons het disipelskap geprivatiseer. Ons praat van my persoonlike verhouding met God, my stiltyd, my geloof. Dis nie verkeerd nie, maar dis onvolledig. Die gevaar van solo disipelskap is nie net eensaamheid nie, dis misleiding. Sonder mense wat jou regtig ken, kan jy jouself maklik mislei. Jy kan dink jy groei, terwyl jy net jou blinde kolle verberg. Hier is die toets. Wie ken jou goed genoeg om te weet wanneer jy val? Nie jou bewonderaars nie, maar jou reismaats. Mense wat jou sien sukkel en wat kan sê, jy is nie okay nie, ek bly by jou. Vir baie van ons, veral volwasse gelowiges en leiers, is dit moeilik. Ons is gewoond om sterk te wees. Ons wil antwoorde hê. Ons wil ander help. Maar Prediker sê, weet die een wat alleen is en val. So vandag, wees jou reismaats. As jy nie het nie, vra God om iemand te stuur. En wees eerlik met daardie persoon. Want disipelskap gebeur nie in isolasie nie. Dit gebeur saam, langs die pad, met reismaats wat jou dra wanneer jy val. Ons gesels môre weer verder. Pad langs.